Goeiemiddag en welkom hier by Radio Raps. Ons het weer vandag hier ons ou chomme van die Oosrand, Jonathan. Hy gaan bietjie met ons matrieks gesels wat in hierdie besige tyd is van transition tussen skool en die groot mens wêreld en daai tipe goed. Jonathan, oor na jou. Lekker Ruby Obel. Hoe lyk dit hier? Lyk of jy bietjie gewig verloor het? Mooi. Sê, kom ek sê jou wat Ruby, ek voel ek is 'n ikoon. Sowel as 'n tipe van 'n heldenleier vir ons jeug. En dit is daai tyd wat hulle moet besluit wat hulle wil doen met hulle lewe. Baie van hulle is swat vir papiertjies en goeders met CA's en MBA's en sulke goedjies op. Wel, ja, ek wil net hier vir die mense sê jy hoef nie. Alright? Ons president het nie graad nie en check al sy fucking perks. Glad nie kokkie. So ek wil bietjie die mense vertel van 'n ander rigting. Ek noem hom jou BYM, professionele BYM, of jou backyard mechanic. Nou, hoe word ou 'n backyard mechanic? Baie belangrik, jy kry vir jou 'n lekker yard, of 'n stukkie grond, ietsie met 'n paar bome en goed in, en dan hang jy daar in die bome 'n paar engines, of dele van engines aan kettinge, net vir decorations en so. Alright, dan gaan jy na die SPC uit, jy kry vir jou so 'n medium size steekhaar rond, een miskieslik met een oog, dis 'n bonus. En die ding moet bietjie karakter hê, moet bietjie stink, laat die vlee bietjie omhang soos 'n klomp 17-jarige girls om 'n Justin Bieber poster. En dan gebruik jy hom om bietjie aan jou kliënte rond te ry en hulle aandag af te trek van die volk op wat in jou yard aangaan. Jy het altyd 'n swart T-shirt aan as 'n mechanic. Ene wat verkieslik gaatjies het hier om die nekrek en so. En maak verkieslik 'n lekker AC/DC of ou Metallica T-shirt. Laat jy vir die mense wys jy is nie all work nie, maar jy het bietjie 'n social life ook. Alright? Jou hande moet ongelukkig swart en vuil wees, konstant. Ek stel voor as jy opstaan voor jy by die kantoor instap, krap jy vir so 10 minute in 'n charcoalsak rond. Maak seker jy kry genoeg stof onder die naels ook. 'n Ou wil dit is altyd beter as daar so 'n bietjie van 'n tekstuur onder die naaltjie sit. Alright. Dan ongelukkig, elke mechanic moet een van sy vingers verloor. Okay? Dit is maar soos die Passion Gap ding in die Kaap. Dis een van daai dinge. Mechanics sê altyd, 4 is more than enough fun, why do you need the 5th one? So, een van jou vingertjies moet ongelukkig gaan. Dit is maar net hoe 'n mechanic behoort te lyk. Alright? 'n Mens moet kan fluit en vloek as jy 'n mechanic is. Om jou dit te gee, dit is nie net vir wanneer die honde of die staf in jou yard fight nie. Dit is ook vir as jy die kliënt se kar bekyk en diagnoseer. Om 'n voorbeeld te gee, as jy die bonnet oplig, maak nie saak hoe min of groot die skade nie. Eerste ding wat jy doen is die volgende. Fuck it! En dan gaan jy aan. Dan kyk jy eers wat aangaan. Dit maak seker dat die kliënt dink jy weet wat jy doen en dat jy hard werk. Dan wat jy doen is daar waar dit bietjie rattle of warm word, haal jy alles uitmekaar uit, en die stukkies wat bietjie fucked up is, ruil jy om, en jy charge 'n markup plus arbeid. That's mechanic jobs. Alright. Laastens, 'n mechanic moet kan rook, alright, maar belangrik, 'n mechanic ash nooit. Okay? Daai sigaretjie bly in die hoekie van jou mond, en of jy nou met die kliënt praat, kak of aan die kar werk, jy haal hom nie uit nie. Okay? Al wanneer daai ouetjie uitgaan, is wanneer jy hom wegskiet, want hy is op, en die filter is halfpad gebrand, of wanneer jy 'n slukkie van jou Captain Morgan en cola vat. That's about it. As die ash val op jou of op die vloer, fok dit. Dis 'n garage hierdie nie 'n fucking baba kliniek nie. So daar sê kindertjies, julle het 'n bietjie iets om nou uit te sien, alright? So fok dit, moenie weer nie. Word 'n lekker mechanic, of soos ek dit noem, 'n professional BYM. Lekker julle. Dankie Jonathan, en ek glo jy het ons kinders geïnspireer, of dit nou goed of in hulle moeren is, sal ons nog moet sien, maar dit was Radio Raps, ons lig in.